Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede. Hierdie is episode 33. Ons gaan aan met gedeeltes van 1 en vandag kyk ons na hoe skryf ons gedeeltes van 1 met die desimale getalle stelsel. Nou terug in episode 3 het ek vir julle geleer wat die desimale getalle stelsel is. Ek het vir julle geleer wat dit beteken om dit te gebruik wanneer jy praat van dinge wat 1 en van 0 en meer is, met ander woorde, nie gedeeltes van 1 nie. As jy nie weet waarvan ek praat nie, asseblief, gaan terug, doen hierdie episodes in volgorde, moenie probeer om in die middel van hierdie episodes in te spring nie. Hierdie episodes volg 1 op 'n slag op mekaar. Reg, vir die van ons wat reeds deur die episodes beweeg het. Dus julle sal sien hierso. Reg. Ek het 'n punt hierso. Aan die kant van die punt skryf ons gedeeltes van 1. Aan daai kant van die punt skryf ons 1 en meer. Reg. So wanneer ek vir jou hierdie doen, (0.324). Wat ek bedoel daarso is, jy het 3 tiende. So jy het 3 van 1 tiende. Daarso het jy 2 van 1 honderdste. En hierso het jy 4 van 1 duisendste. So waarop het neerkom is, daar is 3 van hierdie, 2 van hierdie, en 4 van hierdie. Reg. En nou weer 'n keer, net soos wat ek julle in episode 3 gewys het, as jy nou gaan en jy gaan tel daai nou bymekaar, dan het jy 4 duisendstes, 2 honderdstes en 3 tiendes. En jy kan dit saam gaan skryf as 324 duisendstes. Dit is hoe hierdie kant van die desimale getalle stelsel werk. Elke kolom word 10 keer kleiner aan die regterkant van jou desimale punt. Aan jou linkerkant van jou desimale punt word hy 10 keer groter. En weer 'n keer, daai 10 kom van die feit dat ons 10 prentjies het. 10 syfers waarmee ons werk. Reg, as jy nie weet waarvan ek praat nie, asseblief gaan terug na die begin van hierdie reeks toe. Moenie probeer om tussenin te probeer inkom nie. Jy gaan nie verstaan wat hier aangaan nie. Reg. Daar is 'n paar probleme met hierdie manier van skryf. Nommer 1 is, dis nie wêreldwyd standaard nie. Wat ek daarmee bedoel is, reg oor die wêreld word daar verskillende maniere gebruik om presies hierdie selfde goed te skryf. As jy in Suid-Afrika is, dan gebruik ons nie die desimale punt nie. Ons gebruik 'n komma. Soos hierdie. Dis hoe dit geleer word in Suid-Afrika in meeste skole. Dis eintlik 'n bietjie van 'n probleem. Maar volg wat jou onderwyser vir jou geleer het, skryf dit so in die eksamen, maar verstaan wanneer jy praat van hierdie gedeelte, praat jy van gedeeltes van 1. Met ander woorde, daar is 927 duisendstes in daai geskrewe getal. Wanneer ons ingenieurswese wanneer ons sagteware ingenieurswese doen,
die van julle wat sagteware ingenieurswese doen, julle gaan leer, ons skryf dit so. Daar gebruik ons 'n desimale punt. In meeste sagteware wat jy kry, word dit so voorgestel, daai komma word gebruik om jou duisende uitmekaar uit te stoot, sodat dit makliker is om te lees, en wanneer jy dit skryf, gebruik jy partykeer 'n spasie. Dit veroorsaak probleme, maar op die einde van die dag, dit is volg die manier hoe jy geleer word, sodat jy jou eksamen kan slaag. So daai desimale punt kan 'n komma ook wees. Maak seker jy weet wat jou onderwyser vir jou sê, hoe hulle die ding merk. OK? Dan is daar 'n ander ding wat ek ook moet bysê, is wanneer ons praat van desimale getalle, daar is hierdie ding wat gebeur, waar jy wat ons noem 'n repeterende nommer het, 'n herhalende nommer. Dis nou iets soos 'n derde. As jy daai breuk het, hoe jy dit desimaal skryf. Ek gaan later vir julle wys hoe om te skakel van breuke af na desimale getalle toe, maar jy gaan sien, jy gaan opeindig in hierdie situasie waar hierdie ding aangaan. Jou desimale, en hy hou nooit op nie. Nou die manier hoe die desimale getalle stelsel sê, jy hanteer hierdie ding, die manier hoe jy hom skryf, daar is 2 maniere wat geleer word. En afhangende, wel ek weet van 2 maniere. En weer 'n keer, afhangende van watter land jy is en watter skool jy is, mag hulle vir jou dalk sê, sit 'n kolletjie bo op die 3. Dan is jy klaar, jy het daai waarde het jy klaar neergeskryf, want daai kolletjie beteken hierdie 3 gaan aan. Of in ander lande gaan hulle vir jou sê, sit 'n streepie bo op die 3, en dit beteken presies dieselfde ding. OK, hierdie ding van repeterende of herhalende syfers wat jy skryf, hou dit in gedagte, want ons gaan later weer daaroor moet praat. OK, al wat ek wil hê is, jy moet verstaan op hierdie stadium van die wedstryd is, wanneer jy in daai situasie is, jy probeer nie om al daai 3's te skryf nie. Jy gaan sit 'n streepie of 'n kolletjie bo op, weer 'n keer afhangende van hoe jou eksaminator, die persoon wat jou eksamen merk, wil hê jy moet dit skryf. OK? Wees bewus van hierdie probleme met die manier hoe ons gedeeltes van 1 skryf in die desimale getalle stelsel. Ja, ek weet, dis 'n bietjie van 'n gemors. Gelukkig is ek nie verantwoordelik vir die gemors nie. Dit is 'n internasionale probleem. Mense probeer dit regmaak, maar ja, dit is 'n probleem. Reg. So, nou weet jy hoe die desimale getalle stelsel werk wanneer ons praat van gedeeltes van 1. In die opvolgende episodes gaan ek vir jou wys hoe om te gaan van breuke en gemengde getalle af oor na die desimale getalle stelsel toe, om daai selfde waarde met die desimale getalle stelsel te skryf. OK. Reg. Hierdie was dan Wiskunde in Woede, episode 33. Ek sien julle in die volgende een. Totsiens.